of jy het ook ervaar saam met my nie, maar het is vir my so wonderlik om die instrumente te hoor speel. I love the sound. Klank van die gitaar wat so gechouk word. Hy dromme wat so doef in die worship. Ek wil vir jy sê, dit doen iets. Doen groot dinge. En dit is wonderlik hoe die Here mense geseën het met talent, om dit vir die Here te kan gee. En ek wil vir jy sê, dit wat ons het hier, hierdie gemeente, wat lof en aanbidding aan betref, is kragtig. It's powerful. It's unique. It carries the blessing, it carries the anointing of the Lord. Amen. Ons ervaar dit wanneer ons sing. En het is asof die hemele oop wil gaan en die engele wil saam met ons sing en die Here groot maak. Amen. Ja, dis lekker. So ons gaan in die begin van die jaar, volgende jaar gaan ons so vir twee aande gaan ons net worship aande hou by die kerk om voor te berei. En ek glo ons gaan in daai teenwoordigheid van die Here instap. Just having a soaking in the presence of the Lord. Hallelujah. Petrus rig 'n paar briewe aan die Christene wat nou verstrooid geraak het, reg oor die wêreld vervolg word. En hulle word verdruk. En Paulus begin sy brief aan hulle, hy rig dit aan hulle, en hy begin met 'n doxologie. Doxologie beteken, hy begin dit met 'n verheerliking. Hy sê, in 1 Petrus 1:3, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Hy sê, terwyl julle vervolg word, Christene, kinders van die Here, is daar iets wat bewaar word vir julle in die hemele. Terwyl julle vervolging ervaar het ons nog steeds 'n lewende hoop. En dit is Jesus Christus wat uit die dode opgestaan het. Hy sê hierdie erfenis, vers 5, wat in die krag van God bewaar word deur geloof tot saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Dan sê vers 6, daarin verheug julle. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En dan is die kernvers van vandag, is dit, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. En wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo. En julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Petrus word die apostel van hoop genoem. En hy skryf aan Christene om hoop te hê, terwyl hulle gevaar in die gesig staar, waar hulle leef, en ook ons vandag leef in 'n haatgevulde wêreld, gedryf deur die bose mag om ons te vernietig. En hierdie vroeë Christene het voorberei vir toenemende vervolging. They were saying, we are ready. If it goes worse, we will stand stronger. Hulle het hulle voorberei.
Net so behoort ons vandag ook te doen. Want ek weet dat u moet die kostes bereken om vandag 'n Christen te wees. You got to count that cost. Om 'n volgeling van Jesus te wees terwyl ons lewe in 'n wêreld wat vyandig gesind is teenoor die dinge van God, anti-God, anti-Christus. En hoe moet ons die vure van teestand en selfs vervolging in ons dae, hoe moet ons dit hanteer? Wel, ons word vertel dat hierdie teestand en druk met vreugdevolle geloof en vaste hoop moet trotseer. Kan jy daai kursor skuif wat in die middel van die dae sê, dankie. Want ons verloor nooit ons hoop nie. Omdat Jesus, hoekom het ons hoop? Want solank Jesus lewe, sal daar hoop wees. Amen. En dit was Petrus se hele ding. Hy het hoop, want hy het die Here self gesien opstaan. En met daai sig wat hy gehad het, daai beeld wat hy gesien het van Jesus wat opgestaan het, toe hy in die hemel opgevaar het, toe sê Jesus nog vir hulle almal, hy sê, maar hou goeie moed, ek kom weer. Nie net lewe ek nie, maar ek kom weer. So Petrus is seker, en hy daag ons uit om verseker te wees in hierdie wêreld waarin ons lewe. Want ons het 'n Christus wat opgestaan het en ons het 'n Christus wat weer gaan kom. Amen. Petrus daag ons uit in hierdie brief om oortuigende geloof en selfversekerd te wees. To be confident in the Lord. Want hy het geweet dat ons moet onsself voorberei vir 'n wêreld wat demonies geïnspireerd is, waarin ons vreesloos moet wandel, sterk aangaande die dinge van die Here, in elke aanval van die Satan. Ons moet dapper Christene wees. En ons moet weet, hier's 'n paar dinge wat ons moet weet. Nommer 1, terwyl ons stap in die wêreld, is ons besig om deure te stap. Die wêreld is nie ons destinasie nie. Die hemel is. So hier is wat ons weet, dat ons is 'n pelgrim. En daar is vreugde in hierdie reis. Want ons weet dat hierdie wêreld nie ons eindbestemming is nie. So van tyd tot tyd moet ons paspoort nagaan. En as jy na jou paspoort kyk, dan sal jy sien daar staan hemel in dit. Nie Suid-Afrika nie. Ons het 'n geestelike paspoort. So ek wil vir sê, hierdie wêreld is nie ons turf nie. Amen. Dis nie waar ons tuistes vind nie. En tog, op ons reis na ons huis toe, is daar blydskap in hierdie reis. Ons blydskap. Blydskap in 'n wêreld waar die duiwel regeer. Oorwinning in 'n wêreld wat oorgegee is aan Satan. Is daar blydskap. En ons kan verwag om in 'n geveg betrokke te wees. En dit voel nie asof dit altyd 'n regverdige geveg is nie. Partykeer is dit nie. Maar ons veg en leef op 'n belofte dat Jesus lewe en Jesus kom terug. En daarom sê hy vers 8, 1 Petrus 1:8, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. Wie van julle is lief vir die Here? Al het jy hom nog nooit gesien nie. En wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo.
En julle verbly. Ons sien, ons het lief, ons glo, en ons verbly ons. Al sien ons nie. Amen. Al sien ons nie, doen ons hierdie 3 dinge. Ons het lief, ons glo, en ons verbly. Ons wag nie tot iets gebeur om te glo nie. Ons wag nie vir iets om te sien om te glo nie. Ons wag nie vir iets om te sien om lief te hê nie. Ons wag nie vir iets om te gebeur om blydskap te hê nie. Want al sien ons nie, glo ons. Ons het liefde sonder sug. Ons het liefde sonder sug. Ons het geloof sonder sug. Ons het blydskap sonder sug. En dan sê die Bybel, want terwyl julle glo in hom en julle juig met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, want julle verkry die uitkoms van julle geloof, die redding van julle siele. Al hierdie teks is 'n wat mense noem 'n verhewe teksgedeelte. Want dit gee vir die term Christendom sy ware betekenis. Dat as jy jouself 'n Christen noem, dan nommer 1, glo jy in iemand wat jy nog nooit gesien het nie. Jy het iemand lief wat jy nog nooit gesien het nie. Het jy al gewonder hoe lyk Jesus? Ek bedoel, dit sou regtig lekker kon wees om sy gesig te kon sien. Dit sou seker baie lekker gewees het om in die tyd toe Jesus op die aarde was hier te geloop het saam met hom, toe hy te sien hoe hy op die water loop en die wonderwerke wat hy doen. Maar natuurlik sien ons Jesus nie vandag nie. Ons sien hom nie deur die oë van die vlees nie, maar ons sien hom deur die oë van geloof. En ons weet nie presies hoe hy gelyk het nie, maar nog steeds ken ons hom, is ons lief vir hom en het ons blydskap in die Here. En dis die punt wat Petrus maak. Jy het hom nog nie gesien nie, maar eendag sal jy hom sien. As ek nou al blydskap het, terwyl ek hom nie sien nie, dink aan die blydskap wat ons gaan hê wanneer ons hom wel sien. En ons het hom lief omdat ons in hom glo. En ons geloof en in geloof na die Here kyk. So wat beteken dit om 'n onsigbare Here lief te hê? Ons het geloof wat verder kyk as wat ons oë kan sien. Amen. Ons het geloof wat verder kyk as wat die oog kan sien. Want hy sê, al sien julle hom nie, tog het julle hom lief. En hierin lê die hart van ware geloof, nie waar nie. Om te glo en lief te hê, sonder om te sien partykeer in 'n mens se lewe. Sig is redelik belangrik. Party mense sê, as ek nie sien nie, sal ek nie glo nie. Ek het nooit besef wat se impak sig so op 'n mens se lewe het nie. Wel, ek het dit nie besef tot ek 80% van my sig verloor het nie. Nie besef hoe groot invloed dit het in 'n mens se lewe nie, eintlik nie. Die onsekerheid, die vrese, die emosionele impak, die finansiële impak wat dit op jou het. Die confidence wat jy het om nie meer 'n motorfiets te kan ry nie, om jou independence, jou onafhanklikheid te verloor, om jou bediening aan te pas. En mense moet aanpas by jou. Maar ek moet sê vanoggend in 'n sekere sin
het minder sig my 'n sterker geloof laat ontwikkel. Though I don't see him, I believe. Though I don't see him, I have joy. Amen. Though I don't see him, I love him. As dinge wat sterker word, soos jy nie sig het nie. Een van die dinge wat, ek moet sê, my gehoor is verskriklik skerp. Ek hoor geluide. So as sintuie wat sterker word, as om plek te maak vir die tekort aan sig. Maar ek glo dat sig moet ons nie keer om God liewer te hê vandag nie. Want as mense wat sê, ek sal eers glo as ek sien. Maar 'n kind van God sê, nee, ek sal eers glo en dan sal ek sien. Want die liefde wat ons vir God het, kom nie uit 'n gevoel nie. Liefde wat ons vir hom het, kom uit verhouding. Amen. Kom uit gemeenskap. Kom wat die Heilige Gees openbaar in jou van wie Jesus is. Ons het hom lief omdat hy, sê die Bybel, ons eerste lief gehad het. En wanneer jy deur swaar tye gaan, dit voel asof God ver is, onthou, liefde is nie gebou op sig nie. Dit is gebou op verhouding. Om geloof in die onsigbare te hê. Geloof sê, ek sien hom nie, maar ek weet my verlosser lewe. Amen. Geloof kyk nie na sienbare dinge nie, maar na onsigbare dinge. 2 Korintiërs 5:7 sê, ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Job said, though he slay me, yet will I trust him. Want dis geloof wat ons hou, selfs in vervolging en pyn. Dis geloof wat ons hou in bespotting en in verwarring in ons lewens. En dan sê die vers, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Jy weet, 'n blinde man kan dalk nie die son sien nie, maar hy kan die hitte voel van die son. Net so voel die gelowige, nie so seer sien hy Jesus nie, maar hy voel die liefde van Christus. Ek het hom lief want hy het my eerste lief gehad, sonder om hom te sien. En hierdie is die ding, eendag gaan dit wat ons glo sig raak. Belief is gonna become sight. Nou sien ons hom nie, maar eendag, sê die Bybel, sal ons hom sien van aangesig tot aangesig. 1 Johannes 3:2, geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Wie van die sien uit na daai dag? Halleluja. Daai geloof van jou wat nou deur trane werk, wat deur krisisse werk, sal eendag beloon word. Timoteus 1:12 sê, om hierdie rede bly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Mense, ons ken nie Jesus deur 'n fotootjie nie. Ons ken nie Jesus deur 'n skildery wat hulle van hom gemaak het nie. Amen. Ons ken nie Jesus deur enige persoon wat
'n beeld van hom gemaak het en dit is wat ons nou vandag aanskou nie. Want hy openbaar homself wie hy is in sy woord, in sy skepping. Kan ek 'n amen kry? Hy openbaar hom daarin, spesifiek en persoonlik. Want die woord is God se liefdesverhaal aan ons. En hy wil hê ons moet hom eers daarin sien, voordat ons hom eendag van aangesig tot aangesig sien. 'n ongelowige Thomas, wat sy vingers in die spykermerke van Jesus wil indruk, voordat hy dit sou glo. Maar net na Jesus se opstanding, toe hy verskyn aan Thomas, en hy wys hom sy hande en sy voete, sê die Bybel, sê Jesus vir hom, Johannes 20:29, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Maar salig is die wat nie sien nie, maar tog glo. Amen. Dit is ons. Amen. Ons sien nie, maar ons is die wat glo, en Jesus spreek hier 'n spesiale seën uit oor die wat nie gesien het nie, maar nog steeds glo. En ons het altyd gedink die disippels het 'n voorbeeld, het 'n voordeel, want hulle het Jesus gesien en daarom het hulle hom lief. Maar die Bybel sê, Jesus sê hier vir Thomas, hy sê, salig is die wat nie gesien het nie. Dis ek. There's a bigger blessing. Because though I don't see, I believe. Tweedens, om die onsigbare Jesus lief te hê, beteken dit om Jesus passievol lief te hê. Passievol, sê 'n bietjie passie. Sê dit met 'n bietjie passie. Passie. Om hom passievol lief te hê. En ek wil vir u sê, ek is nie skaam om te sê dat ek my Here Jesus lief het nie. Elke man, elke vrou, elke kind wat sy naam noem, moet sy Here met passie dien, met passie lief hê. Sonder passie sal daar nie skillerye wees nie. Sonder passie sal daar nie mooi kuns wees nie. Dit is die invloed, dit is die krag wat dit dryf, wat drama, wat musiek, wat argitektuur ontwikkel. It's passion. Passion. Passion, passie is dit wat ons energiek maak. Dit is dit wat die onmoontlike moontlik maak, dat mense dinge doen. Want luister, die sonder passie is die lewe maar boring. Amen. Life is boring, dis eentonig, dis routine, maar God het jou met emosies geskape, sodat jy hom passievol kan lief hê. Dis wat dit beteken om 'n Christen te wees, to be passionate about Jesus. Wat sê Jesus in sy eerste gebod? Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou siel, met jou liggaam, met al jou krag. Amen. So Christendom gaan oor om Jesus lief te hê, te dien, te aanbid. Gaan alles daaroor. Godsdiens, Christendom is nie dreigemente, is nie wette, is nie godsdiens nie. Kan ek 'n amen kry? Dis nie 'n kode wat ek moet doen nie. Dit is 'n liefde, 'n passie vir Jesus. There's no Christianity without Christ. En dis hoekom ons aanhou om Jesus
te loof, om oor Jesus te praat. Ons kan nie anders as om die storie van Jesus te vertel in ons lewe nie. Want die ding is, ons praat oor die dinge wat ons liefhet. As jy iets liefhet, dan praat jy daaroor. En as jy die Here nie liefhet nie, luister jy, is jy nie 'n Christen nie. En ons spandeer ons lewens aan hom. Iemand het eendag vir my gesê, dit is so mooi, sy sê, die Engels sê, I will gladly spend myself and be spent for the kingdom of God. I will gladly spend myself and be spent. Dit is Paulus wat dit gesê het. I will gladly spend myself and be spent. Nou dit is moontlik toe Jesus in Openbaring praat van sy eie kerk, dat 'n kerk of 'n mens kan sy eerste liefde verlaat. Daai eerste liefde, that fire, daai toegewyde, emosionele liefde vir Jesus. En dis die liefde wat die Here wil hê ons hom in moet dien. I love him because he first loved me. I want to ask you, do you believe God loves you with a passion? It was passion that drove him to the cross. It was passion for you that made him love you. En wat beteken dit om Jesus passievol lief te hê? Wel, ek sê vir die eerste ding, wanneer ek Jesus lief het, sal ek tyd saam met hom spandeer. Wie van u wil tyd spandeer saam met die wat u lief het? So ons wil tyd spandeer, tyd maak met Jesus. Jy weet, ek is lief vir Framyn, en daarom like ek dit om tyd met haar te spandeer. Nou sy sê 24 ure 'n dag is dalk 'n bietjie te veel. Maar ek wil tyd spandeer, want ek is lief vir haar. Amen. Ek wil tyd met my kinders spandeer. Ek wil tyd binnekort eendag met my kleinkinders begin spandeer. Amen. So jy spandeer tyd saam met mense wat jy lief het. En as ons Jesus lief het, sal ons tyd maak vir hom. We will find time to come to church. We will find time to spend with the Lord because we love him. Amen. Hallelujah. Daar's 'n verlange in my hart na Jesus. Tweedens, wanneer jy sê jy het Jesus lief, sal jy lief hê wat Jesus lief het. You will love what he loves. Amen. Wel, wie het Jesus lief? Jesus het sy kerk lief. So as ek lief het wat Jesus lief het, dan sal ek sy kerk lief hê. Amen. Ek love kerk. Kan ek 'n amen kry hier? Iemand sê vir my eendag, hy is lief vir die bruid van Jesus. Hy's lief vir Jesus, maar hy kan net nie die kerkmense hanteer nie. Maar ek love die kerk. Dis die plek waar die hemel die aarde ontmoet. Dis die plek waar ek geïs word. Dis die plek waar ek my geestelike adres vind op aarde. Ek is deel van die bruid van Christus. En die Bybel sê vir mans, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die gemeente lief hê. So I want to say, if you are a Christian, you got to love the church. Ja, en elke kerk het sy spesiale oom, spesiale tannie,
spesiale familielid. Elke familie het hulle, kan ek 'n amen kry? But I still love the church. As wat sê Johannes 1 Johannes 3:14, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broers liefhet. Hy wat sy broer nie liefhet nie, bly in die dood. Ag, ek kon net vanoggend vir julle almal sê, ek is regtig lief vir julle. Dankie, ek het gewag daarvoor. Is ek die enigste een hier vanoggend? I love you. I really do. And the reason is because I love Jesus. And He loves you. So why should I not love you that He loves? Het Jesus lief. Sal jy nie lief het wat hy lief het nie, maar jy sal ook haat wat hy haat. Jy sal haat wat hy haat. Jy sê, Jesus haat, ja, Jesus haat sonde. I don't hate the sinner, I hate the sin. Amen. Hate the sin. Psalm 97 vers 10 sê, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Jy sê, ek haat sonde, want sonde het Jesus aan 'n kruis gesit. En daarom kan ons nie sonde, of selfs hierdie wêreld, die Bybel sê, jy kan nie God lief hê as jy die wêreld lief het nie. You cannot love this world or the things of this world if you are a Christian. En daarom haat ons wat hy haat. Ons verag die dinge wat mense se lewens vernietig. Weet jy, kry mense wat sê, ja, ek is baie lief vir Jesus, maar ek like dit om so nou en dan 'n bietjie losbandig te wees. Maar Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my gebooie bewaar. Amen. Wil jy weet wat Jesus haat? Of jy daai gedeelte lees, wat Jesus haat, wat God haat, Spreuke 6, hy sê, die 6 dinge haat die Here, 7 is vir sy siel, leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, en een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai. Jesus sê die 7de een is vir hom walglik, en dit is die ene wat tweedrag saai tussen broers. En laastens, as ons Jesus lief het, beteken dit dat jy sy verskyning verwag. We look up. In Timoteus 4 verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid van die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Ek lewe met 'n verwagting dat Jesus weer gaan kom. Ek het nie 'n datum nie. Ek glo nie aan enige iemand wat vir my wel 'n datum gegee nie. But I cannot wait for Jesus to come. Ek kyk op. En ek wil vir u sê, as u nou sterwe, of as u nou die Here gaan ontmoet te land, of in die lug, as dit met dood is, of met die wegraping plaasvind, eendag of binnekort, gaan ons hom van aangesig tot aangesig sien. Dit gaan die grootste dag in ons lewens wees, om Jesus te sien, die beste dag van jou lewe. Dit is die hoop wat ons mee lewe. Nommer 1, ons het hom lief, al sien ons hom nie. Ons het blydskap, al sien ons nie.
Ons het geloof, al sien ons nie. En dan, as ek sê ek het hom lief, dan sal ek nommer 1 tyd saam met hom spandeer. As ek sê ek het hom lief, sal ek lief hê wat hy lief het. En dan derdens, as ek sê ek het hom lief, sal ek haat wat hy haat. En laastens, as ek sê ek het hom lief, dan sal ek 'n verwagting hê dat hy gaan kom. Amen. Hierdie is die belangrikste deel van die diens, is hoe reageer ons op hierdie woord? Wil jy saam met my staan? En net vir Jesus sê, Here, ek is lief vir U. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul rejoice. If I say I love you, Father, I love the things that you love. I hate the things that you hate. I look forward to your coming. I love you, though I don't see. I love you, though I can't feel. I love you, though I don't understand. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. If I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Amen. Amen. I love you.